Hey, welkom by Sondag tot Sondag. Hierdie is 'n reeks wat ek en Pieter begin het. Ons gesels net oor die week eintlik, nie net die diens nie, nie net die teks nie, maar Nie net die Sondag nie. ook nie net die Sondag nie. Wat tussenin gebeur, wat opgebeur. Ja, en vir wie is dit? Dit is nie net vir mense wat in die bediening is of kerkmense is nie, dit is vir enige iemand wat 'n Sondag tot Sondag leefstyl het. Ja, ek dink daar's 'n goeie stuk lewe tussenin. Absoluut, want ons het baie nou al gepraat die afgelope ruk oor bietjie van die gejaagdheid. Ek dink veral as die skole begin en kinders. Ek dink is dalk oor ek en Morney so gejaagd gevoel het ons. Ons hou Ja. partykeer bietjie in ons eie sterte vas. Ja, wat ek hou van waar ons hierdie opneem. Dit voel vir my asof tyd so bietjie stil staan hier binne. Dit doen nogal. Ja. Ek weet ons het laasweek lekker gesels oor plekke en het nogal gedink party plekke gee net so gevoel van hier wil ek nie na my horlosie kyk nie. Ja. En mens kry regtig nogal 'n sin van rustig wees en jy's net nou hierso. Ja. Die Ek dink miskien daar is vir my nogal 'n aanpassing gewees, eintlik juis met hierdie opneem. Veral met van die eerste 2 waar ek soos ek goed Morney, kom ons kom nou by die punt dat ons nou mooi net hierdie ding afhandel en praat oor die teks en dit was baie, dit was bietjie meer scripted, bietjie meer in die begin Ja. was dit soos van ons moet nou hier ding aanbied en navorsing en daai goed. Ja. En ek kan onthou waar ek die idee aanvanklik gekry het was toe ek net hier begin het en ons nog by Jan se huis bymekaar gekom het en ons het daar om die tafel gesit. Ons het net gepraat oor die teks, maar ook oor die lewe. Ja. En wat vir my nice was daarvan is dit was nie met die oog op ons moet aan ander mense dink Ja. nie. Ja, ja. En jy weet soos wat mense Yes. wanneer ons 'n preek skryf, dan Ja. is dit van ons dink aan die mense wat na hierdie preek gaan luister. Ons dink aan hulle lewe en hoe hierdie teks met hulle lewe kan En ek het nog altyd resoneer. gewonder en eintlik gehoop om daai tipe gesprekke te kon opneem, want Ja. dit is ek bedoel wat daar gebeur is amazing. Ja, en ons het toe om 'n tafel gesit en gepraat oor ons eie lewens Ja. en gepraat oor die teks. Dit was half so 'n spasie waar ons net kon connect Ja. sonder om te dink ek moet nou hierdie skrip en present en swaan, was dit half 'n vrye oop ruimte waar ons net kon gesels. En eerlikwaar ek loop op 'n fyn lyn dalk met wat ek nou gaan sê, want dit kan baie 'n sekere tipe beeld van God gee. Maar ek is elke keer versigtig eintlik oor die teks en oor die preek, want keer op keer voel dit vir my asof die Here vir my kans gee om te oefen dit wat ek gaan sê die Sondag. So om dan oor die lewe te gesels en Ja. om dan daai goed baie keer op die tafel te sit, letterlik en figuurlik. Is dan 'n stuk lewe wat gebeur. Ja. Ja. En eerlikwaar, ek dink daar was bietjie van 'n skuif voordat die mikrofone voor ons mond was en ons Ja, gepraat het. nie verseker. Want selfs al sit ek en jy nie voor die tyd en besluit, okay, wat gaan ons sê, hoe gaan dit vloei, wanneer moet ons hom eindig, Ja. wat se nuance gaan ons uitlig van die teks, Wat se jokes wil ons vertel? wat se jokes, hoe gaan ons Ja. hierdie snaaks maak, hoe gaan ons maak dat meer mense hiervan hou. Ons doen nie dit nie, maar tog is dit in ons onderbewussyn en tog Ja. die oomblik wat ons hier sit en ons weet, ek meen, ons neem nie hierdie vir onsself op nie, maar eintlik doen ons, want dit is waar dit begin het. Ja. Dit het begin by ons wat nodig het om met mekaar te praat oor hierdie teks, en dit was wat vir my nice was. Jy kan dalk bietjie Wat vir my- daarvan vertel van die tradisie dalk waar jy en Jan op 'n maandag by mekaar gekom het. Wat het daar ek wil gebeur? begin by my en Jan en Kobus. Dis hoe ek dit ontvang het al seker so 16 jaar terug. En een van die goed wat Kobus vir my toegesê het is die wonderlik van hierdie saampraat. En daai het ons op Dinsdae en Donderdag by mekaar gekom. So Dinsdae begin praat oor die teks en Donderdag kom pitch jy jou preek vir die groep.
en dan kom gee hulle terugvoer en sê jy kan daar so 'n bietjie timmer of bietjie hoekom werk jy nie hierdie in nie. Maar die voordeel daarvan en ek dink die voordeel van hierdie gesprek met my en jou ook is my preek is nie net my preek nie. Ja. My preek is ons preek. Ja. En en dit kry op hierdie manier 'n kans om te mature en te simmer. Nou het ek dink vroeër is dit vir jou ook gesê, ek dink nou nie elke preek is 'n home run nie. So mense het beter dae en slegter dae. Maar dit is 'n saam leer. Maar hoekom dink jy miskien is dit nou vir my en jou, ons kyk uit 'n baie eensidige perspektief na die goed, maar wat jy nou gesê het van nie elke preek is 'n home run nie. Jy weet baie keer dan dink jy, okay, hierdie was nie so great nie, maar ons kyk so analities half vanuit 'n hoe gaan Google hierdie ding review? Gaan ek 'n 1 ster kry, gaan ek 'n 5 ster kry? Dat dit soort van half hierdie performance metric word. Die een goeie ding wat ek wil sê is, ek dink wat mense moet besef, maar en dit is iets wat ek waardeer, is hierdie is nie, dis Vrydagmiddag, ek moet begin preek skryf. Ja. Dis Sondag tot Sondag. Dit is nie iets wat jy begin, jy hou op en dan begin die volgende ding nie. Dit is eintlik 'n hele liewe tyd tipe ding. En jy loop heeltyd met dit in jou kop rond. Ja. Ek dink niks wat jy, geen fliek wat jy kyk, geen storie wat jy kyk, geen gesprek wat jy voer, is sonder hierdie wat op 'n manier in die agterkop van jou, of in jou agterkop is, nie. So dit raak op 'n ou einde 'n deurleefdheid, en yes, ek hoor jou in terme van die hierdie kritiek wat 'n mens het. En dis moeilik dink ek om daai balans te vind. Tussen ek wil my beste gee en ek wil, want ultimately ook wat ons gesê het is wat ons probeer, ons doel is om 'n godservaring vir mense te skep, 'n ontmoeting met God te skep of te fasiliteer. Eerder te fasiliteer, want ek kan nie dit vir jou kom ons sing spontaan. Nee, ek kan dit bloot fasiliteer. Ja. En baie keer voel ek skiet my woorde regtig tekort. Daar's baie keer in my, asof my siel voel, hoorie, hier's 'n konsep wat ek moet oordra, maar ek het nie altyd die woorde om daai in uit te druk nie. Ek het nogal gedink as 'n oefening vir iemand wat 'n toegewyde gelowige is, wat graag wil met 'n ander oog half uitdaag. As jy nou hierdie week jou Bybel lees en jy moet dink, wat gaan jy vir ander mense van hierdie teks vertel? Hoe kyk jy anders daarna? Ja. Want dan ewe skielik kan word dit meer as net dis ek in die teks. Ja. En dit is eintlik nie, dit is bedoel vir geloofsgemeenskappe, hierdie tekste. Dit is nie bedoel vir individue nie. Ja. Maar tog is ons baie keer baie individualisties. Geloof is my ding, is persoonlik, is tussen my en die Here, dis ek en my Bybel, en ek praat nie daaroor nie, en ek dink hierdie is maar net deel daarvan om te sê, maar hier's 'n klomp mense wat hierna luister, en eintlik uit te nooi, maar hoe gaan jy hierdie vertel? Om terug te kom na die hele ding van, was hierdie nou my beste? Perfectionisme, lei jy daaraan? Ek dink ek was meer so. Ek noem myself meer 'n recovering people pleaser as 'n perfectionist. Ja. Ek dink baie mense het al vir my gesê, hoorie, hulle kan nie verstaan nie, want ek is sekere goed baie perfectionisties en ander goed nie. Maar ek dink sekere goed maak meer saak as wat ander goed saak maak. Ek het nou gister 3 ure gevat om my kar te was. Wow. Eergister eintlik. Wanneer was dit? Ja, dit was eergister. 3 ure gevat. Goodness. Bietjie van die perfectionisme. Ja. Maar ek was ook al daar met 'n nuwe kar. Ja. Ja. Nuwe karre kry baie meer liefde as ou karre. Myne parkeer ek nou by die gym. En daar's ouens wat dit behoorlik was. En dan ek dink ek was laas week kwaai met hulle gewees, want ek moes betyds wees vir hierdie opname. Wow. So hulle het 'n bietjie lank gevat. Die ding wat nou ek sê ek het my kar gewas, maar ek het eintlik 'n reendans gedoen.
Jy weet mos Ja, 'n moderne reendans is yes, jou kar was. jy En doen dit you met did, ja, you, baie we both did good jobs. ek het Ek met my die betaling van die kar was en Ja. jy met Die volgende dag ry ek in die reën. Dit was sulke storm, so erge storm geweest. Toe dog ek dalk is dit omdat as ek dalk net so uur spandeer het, sou dit dalk nie so hard gereën het nie, jy weet. Nee. Maar ek het baie hard gewerk met die kar te was en toe sous En dit. toe you got your money's worth. Absoluut. Maar ek wil nou eintlik kom Yes. by perfeksionisme, perfektheid en terugkom na hierdie ding van ek moet perfek wees, ek moet my bes te gee, ek moet opdaag en hierdie druk. Eerstens net waar kom dit vandaan? Hoekom is dit daar? Wie sit hierdie druk op ons? En ook dan nou aan die hand van Genesis wat ons nog gaan kyk, Genesis 37 en die perfekte kind syndroom. Ja. Maar voordat ons daarby kom, ek was nou Sondag terug by my ou gemeente. Ek het daarso gaan die belydenis aflegging doen. So ek weet nie regtig wat Sondag gebeur het met jou nie. O, wat met my gebeur het. Wat het daar aangegaan? Wel, ons het nagmaal gehou in die diens. In die diens kyk in die diens, ek weet nou nie of julle wat die luister luister en dalk nie die in-persoon dienste bywoon nie. Maar 'n lekker skui wat ons van die begin van die jaar af begin maak het, is om in mekaar se eredienste as liturge op te tree vooraf. So as Morney preek doen ek die afkondigings en die voorsang en vice versa. So ons het nou vir Ria, shout out to Ria. Dankie vir jou deelneem aan Sondag se afkondigings wat jy gedoen het in die lei van die voorsang en dan het Ina baie mooi ook gesing daar agter. So dit was lekker geweest. Ek dink ek wil eintlik gou stop. Yes. Want dit is nie daar's soveel naamlose gesigte wat eintlik erediensruimte skep. Presies. Ja. Jy weet en dis goed dat jy dit sê. Dis die koster. Dit is die mense wat nagmaal tekens uitdeel. Dis die mense wat vooraf seker maak die plek is netjies en skoon. By die kinderkerkreël. Die kinderkerkreël, dis die kompasklas mense. Dit is Nicola in die kerkkantoor wat almal georganiseer kry en nog kom groet het Sondag ook. So dit was so lekker eintlik met die gegroetery wat mense inkom en sê jene maar julle het 'n hele entourage hier so vir ons om ons te verwelkom. Ja. Wat baie nice is. Ek dink dit is lekker geweest. So ek dink dit skep 'n baie lekker gemeenskaplike gevoel. En veral ons fokus, wel ek dink ons gemeente is buitendien ryk aan liturgie, maar om nou doelbewus in lydenstyd moeite te doen met die liturgie en die verduideliking daarvan. Ek weet ek en jy weet baie mooi wat die woordjie liturgie beteken, maar daar's baie mense wat nie heeltemal weet wat is liturgie nie. Dis een van daai goed wat jy maar maak asof jy weet wat dit is voordat jy nie dom klink nie, maar soos wanneer jy sit, wanneer jy staan, wanneer jy bid, wanneer jy geloofsbelijdenis doen, wanneer jy die skuldbelijdenis doen, of ons het nou Sondag gefokus eintlik juis op die dankoffers, want ons het na COVID het ons die dankoffer altyd sommer in 'n emmertjie daarvoor gesit terwyl jy uitgaan, maar as 'n ritueel van dankbaarheid om dit weer terug in die erediens in te bring. As 'n uitdrukking van dankbaarheid. Ja, en dit is ook, want dit is waaroor dit gaan by erediens, is om 'n ruimte te gee en om vir ritueel, want 'n ritueel is 'n moment wat aanbidding fasiliteer. So, dit is nie 'n fondsinsameling om die kollektebordjie om te stuur nie. Dit is 'n bediening van die offergawe. Dit is 'n gawe, iets wat jy gee. En dit is 'n geleentheid eintlik om die werk wat jy ingesit het, eintlik daai gawe wat jy het om iets te kan hê, om te kan gee. Ja. Om dit in 'n ruimte van dankbaarheid te doen. En dis nie 'n sodat ek geseën sal word nie. Dis omdat ek geseën is. Ja. Erken ek my afhanklikheid van God, want andersins raak daai ding
'n bose kringloop, nee. Ja. Wat van die teksgedeelte, want ja, die teks het nou natuurlik het ons hier daaroor gepraat. Ja, ons het gesels hieroor. Daar was Bybelstudie daaroor gewees. Dit het ingevloei in die gespreksgidse, in al die verskillende gespreksgidse. Ja. En dan kom jy uit by Sondag en By Sondag en ek dink wat vir my ook veral uitgestaan het is die ontmoetingsplek. Hoe ons ontmoetingsplek van God word en is vir mekaar. Sure. Dat ons dat God in ons is. Die Heilige Gees is in ons en ons is Christus verander. Ons is God verander. Ja. Dit wat hulle van ons sien en ons kollektief, maar soms ook ons individu is om 'n stukkie van God te sien. Ja. Ja. Dit is interessant. Die diens wat ek nou ek het nie die hele diens gedoen nie. Ek het net die belydenis afgelê. Net daai ding. En die leraar daarso, emeritus leraar, Blikkies Blighnout, baie nice ou. En hy het die gedeelte oor sout en lig. Okay. En die woord wat hy op gefokus het, wat hy regtig uitgelig het, is vir Jesus sê, julle is die sout, julle is die lig. Ja, nie julle moet dit word nie. Moet dit word nie. Ja. Julle is dit. Ja. En wat dit beteken om dit te gaan wees. En, Ja. maar as jy ophou om dit te wees, jy is dit, maar jy kan ophou om dit te wees. En dan raak jy laf. Ja, dan raak jy laf. En Ja. dan doen jy eintlik meer skade as wat jy goed doen. So Yes. dalk is hierdie ding van geloofspraktyke is net om daai ligse batterye te kom laai. Net om daai sout bietjie te kom Ja. refine. Yes. Om te sê, maar ek het nou deur hierdie week gegaan. Ek het my lig probeer hoog hou. Maar toe gebeur die storms van die lewe en daai lig is bietjie vuil nou. En ek het net nodig om hom af te stof. Ek dink ek resoneer eintlik so ek het nou vroeër gesê partykeer kry jy nou die kans om daai wat jy gaan preek te oefen. Laasweek was 'n regtig rowwe week vir my. Ek dink goed, buiten dat ek en Morney vir mekaar sê die week wat jy preek net uit hoe ons werk saamstel, het jy 'n rowwe week. Maar ek het ook my pilletjies nie gebruik nie en dit ekstra aan my lyf ervaar. En later toe ek weer my pil in die hande kry, toe is dit as jy 'n stuk perspektief kry. En asof ek is nou by 60% van die week. Ek is nou by 70% van die week. Soos wat jy goedjies nou aftik en deur dit gaan, is eintlik maar die gewone run of the mill goed, maar net die blote perspektief wat jy het van ek kan hierdie doen want ek het dit alreeds gedoen. Ja. En ook, ek dink dieselfde perspektief wat 'n mens kan hê op ek doen hierdie want ek is kind van God. Ja. Ek doen hierdie want ek is 'n ontmoetingsplek van God. Die manier hoe ek nou hierdie gaan hanteer, ek kan uitflip, ek kan te kere gaan, dit gaan niks help nie, behalwe dat ek myself nou net gaan laf maak. Ja. Of ek kan deur dit gaan, want ek het reeds deur dit gegaan. Ja. En ek weet aan die einde van die week, die ander Sondag, kry ek weer 'n beurt. Ja. Ja. Nee, dit is te gaan. En dit is sulke goeie vorming eintlik. Ek dink ek wil juist eintlik hê as ons nie net kyk na Genesis 37 nie, maar eintlik die hele Genesis verhaal is eintlik 'n storie van hoe die rowwe dinge van die lewe met mense gebeur en dit is alledaagse goed. En dat dit eintlik die goed is wat ons shape. Ja. Jy weet. En dat as die goed nie gebeur nie, dan gaan jy agteruit gaan eintlik. Ja. Maar ja, ons sien nie lyding so nie. Ek meen ons is nou in lydingstyd en ek dink dit is belangrik dat ons moet herdefinieer hoe ons lyding sien. Want lyding is 'n uitnodiging, dis 'n geleentheid om
te kan ontdek waar jy kwesbaar is en dan te sê maar okay, ek het hierdie ding, soos ek wat nou maar net geweet teruggaan na die flowval ding toe. Ek het ontdek ek het hierdie issue. Yes. En nou kan ek iets daaraan doen. Ek kan bewus wees daarvan en volgende keer kan ek dit bestuur. En so in lydenstyd dink ek is dit belangrik om te sê maar ons moet kyk na lyding, ons moet kyk na wanneer ons slagoffers van ongeregtigheid is. Maar dan ontdek jy, maar hierdie ding maak my kwaad. Hoekom maak dit my kwaad? Hoekom ontstel dit my? Hoekom trigger dit my? Wat sê dit van my? Ja, jy doen dit baie goed met my, by the way. You don't know me. Is wat ek vroeër die week vir hom sê. En hy sê, maar Pieter, hoekom pla dit jou so? Ja. Ek sê, shut up man. Regtig, jy ken my nie. Ken my te goed. Hoekom is hierdie vir jou 'n ding? Hoekom is hierdie vir jou 'n ding? En dan ontdek jy iets van jouself. Ja, jy ontdek iets van jouself en dis 'n stuk perspektief. Want onmiddellik kon ek vir jou daarna sê, o, jene, ek goed, dis wat uitstaan hierso. Ja. Maar as ek myself nie geken het nie en ook uit ons vriendskap, nie net ons kollegaskap nie, maar uit ons vriendskap ook wat ek vir jou die ruimte en spasie gee om my te call op my strooi. Ja. En dit is belangrik om daai mense te hê. Yes. Die Genesis storie wat ons nou oor praat, wat ek die hele tyd sien, 'n trending theme is verhoudings. Ja. En hoe belangrik dit is dat jy mense moet hê en mense moet identifiseer om te sê maar ek moet in hierdie verhouding belê want ek is nie 'n eiland nie, ek is nie 'n klip nie. Almal van ons het ander mense nodig. Ja. En dit is belangrik dat ons moet nie net kyk na onsself nie, maar moet kyk na ons verhouding. Nie die ander mens en ek nie, maar die verhouding. Ja. Te sê is hierdie 'n gesonde verhouding en waar moet ons praat oor goed? Ja. Waar moet ons grense trek? En waarin moet ek meer belê? Want baie keer in 'n verhouding is dit wat kan ek daaruit uitkry? En dit is selde wat ek dink, maar wat kan ek hierby insit? Ja. En ook in 'n verhouding met God het ons baie keer die ding, wat kry ek uit hierdie verhouding uit? Nie, wat sit ek in hierdie verhouding in nie? Dis 'n briljante vraag. En ek dink om net ook daai ding so te dink, want ek dink daar's kere in die Bybel, dink Moses, dink Henog, maar kere wat Moses vir die Here sê, hoorie, wow nou, is jy ernstig, jy wil hierdie ouens doodmaak? En dan verander die Here van plan. Of om te dink dat jy enigstens 'n invloed op God kan hê. Ja. Is nogal iets wat my brein blaas. Ja. Maar ja, dis baie belangrik dat jy daai give and take selfs met God. Ons was gister by mense vir 'n verjaarsdagpartytjie na die diens en hulle het familie in Australië en hulle word nou deur daai sikloon getref. En toe jy nou gesê het van dat jy dink jy 'n invloed kan hê op God se keuses. Het my laat dink aan, hulle vertel toe nou, jy weet hulle is nou in vrees, hulle is nou in die middel van hierdie sikloon wat hulle tref, wat gaan hulle doen? En hulle het begin om slote te grou rondom die huis, net vir die water. Okay. Maar jy kan die slote grou, en dit kan help later, maar die feit dat jy die sloot grou, gaan nie maak dat dit op reën nie. Nee. Gaan reën. Ja. En dit is nie asof die sikloon gaan kyk en sê, wel ek sien jou moeite met hierdie sloot. So jy het bietjie meer moeite gedoen as jou buurman. So ek sal jou genadig wees en jou tegemoet kom. En dit is nie die geval nie. Die sikloon gaan sikloon. Die lewe gaan lewe. En dit is goed om die slote te grou en voor te berei en so aan, maar jy gaan nie die hand forceer van die een wat in beheer is nie. Nee. Maar baie keer dan dink ons kan dit ook manufacture, ons eie seën of ons eie straf for that matter. Ja. Dat ek kyk na, okay, wat het ek verkeerd gedoen dat hierdie met my gebeur, of wat kan ek doen dat ek nou hierdie straf kan omswaai en seën, dat ek half die agent kan wees hier van my eie verlosser, en dit is net nie en hierdie ding in 'n getuienis vader. Is nie hoe die verhouding werk nie. Ons moet seker uitkom by wat nou kom. Ja, by Josef.
Josef. Ja. Hierdie is 'n van die dis 'n lekker storie hierdie, want hy het soveel En Josef se storie het soveel draaie en kinkels en goeters. ja, ek meen hierdie is net die begin, nê. Nee, ek meen as hy dink maar hoe hierdie goed wat alles gebeur met hom nodig is Ja. dat hy kan opeindig op die plek waar hy is sodat sy nageslag nie sterf van hongersnood nie. Yes. Baie later waar hy in Egipte is Yes. en deur al daai goed moes gaan en dat dit eintlik alles net goeders is wat hom shape en hom op die regte plek sit sodat hy wonderlike dinge kan doen. Wat ook nogal 'n hele klomp vrae maak. Ja, Wat ek nie weet of ek reg is of opgewasse is vir die antwoorde. wat 'n vrou. Nee, ek dink daar's vrae van, maar dink jy dis toevallig? Dink jy dis hoe die Here beplan het vooraf dat dinge moet gebeur vir Josef? Ja. Want dis die tipe vraag wat my bietjie op my stoel wil wat. Dit maak my ook ongemaklik, die Rondskuif. stelling van alles gebeur met 'n rede, maar dan Of niks kom oor jou pad. Want die Here sal nie iets oor jou pad bring wat jy nie sterk kan genoeg hanteer nie. is. En ek verstaan in die konteks waarin daai goed gesê word. Ja. Maar hoekom ek ongemaklik is daarmee is eintlik vat dit my terug na my legitimasie toe. En Johan Meilan, professor Johan Meilan het die diens gedoen. Ja. En hy het 'n Job verhaal met 'n ander hoek toe nou vertel en ek dink okay, ek het nou klaar geleer, hier leer ek iets by 'n prof in 'n kerkdiens en Wat? hy gee hy kom toe met 'n godsbeeld wat ek soos besef, maar ek weet nie of ek al reg is eintlik om hierdie te hoor nie. Ja. En ek gaan dit nou maar sê, miskien is daar ander mense wat nie reg is om hierdie te hoor nie, maar het God rede nodig? Moet God 'n rede hê? Wow. Ons het die rede Ja, nodig. ons het rede nodig. Hoekom gebeur hierdie? Ek soek 'n rede. Ja. En dit is maar wat gebeur het met Juda in ballingskap. Ons soek 'n rede. Hoekom het ons hier in ballingskap opgeëindig? Kom ons gaan kyk, kom ons gaan terug. Ons kry die rede dat ons net kan voel ons het beheer hieroor, Goodness. dat ons net die skuld kan gee vir iemand. Maar het God 'n rede nodig om te doen wat hy doen? Sorry, dis nou ook dalk bietjie persoonlik, maar met so baie goed toe ek en Janay gesukkel het om swanger te word of na miskrame. Die rede daarvoor. Maar ek's gewoond. Hierdie wil nou nie werk nie. Ek het net nie hard genoeg probeer nie. En soms is daar nie 'n rede nie. Ja. Om so in die lewe nie die rede te kan raak sien of aanvaar nie. Dit is so frustrerend. Ja. En hoe afhanklik ons raak van 'n rede. Ek dink dit sal wonderlik wees en bevrydend wees om op 'n plek te kan kom in jou lewe waar dinge gebeur en jy nie 'n rede nodig het om dit te kan verklaar nie. En ek dink dit is die definisie van vrede. Is om te aanvaar wat gebeur afgesien van 'n rede daarvoor. Sure. Ja. Iets wat ek dink 'n mens net kan kry binne in 'n geloofsverhouding. Ja, ek dink so. Ja. Ons moet seker 'n bietjie opkom nou vir water. Okay. Ons het nou dit was nou diep. En ons het nog eers behoorlik begin met Josef. In 'n tonnel afgegaan daar. Nee. Maar ek meen ek dink Josef is nie een van die ouens wat 'n mens net gou, jy weet, liggies oor kan praat nie. Nee. Dit is net as jy na hierdie ding kyk in die konteks van sy lewe, dan lyk dit asof hierdie is so uiteengesit. Maar dan is daar hierdie spesifieke hoofstuk. En net gou om vir 'n oomblik so na hom te kyk en ek hou nou my hande hier langs my oë, jy weet. Ja, hy's besig om 'n bakkie te maak langs sy hande vir die wat nie kan sien nie. So ek wil net kyk na wat in hierdie storie gebeur. Ek gou vergeet van die feit dat ons
jy weet, maak asof hierdie nou nog die eerste Avengers fliek is. Jy weet nog nie wat in die derde een gaan gebeur nie. Jy kyk dit vir die eerste keer. Jy het gekom tot by hoofstuk 37. Jy weet nie wat hierna gaan gebeur nie. Jy weet nie hoe die storie eindig nie. En dan jy lees dit. Dan is daar hierdie ouetjie, hierdie blikskorrel. Ja. Hierdie 17-jarige laaitie. As it goes with 17-jarige laities, nee, wat dink hulle weet flippin alles. Pieter, as jy na my toe kom en vir my sê, "Brie, ek het 'n droom gehad." Kom ek sê gou vir jou wat ek het gesien hoe my eie ma en pa en al 12 Mei, al 11 Mei Ek is seker iewers in my 16 jaar hierso het ek al 'n soort gelyke gesprek gehad. Kan iemand wat gesê, eintlik is ek hierdie karakter. Eintlik is ek geroep om hierdie te kom doen. Sure, ja. En dan sit er van wat ook al jy doen. Moet vir niemand sê nie. Okay, don't tell that to them. Yes. How to lose friends and alienate people. Exact. Ek meen hulle sien hom aankom en dan dink hulle, ag, hier kom hy. Ja. Jy weet. En Yes. okay, was dit sy pa het ook nou nie Die beste situasie gehelp nie. Ja, hy was nou nie regtig Nee. father of the year hier. So, ek meen wat 4 vroue, 13 kinders, 12 seuns en 1 dogter. So ek judge nie vir Jakob hierso nie en ek weet ja ook Israel Jakob selfde persoon Ja, maar verskillende wat lekker is van daai is juis eintlik hoe die storie die vermenging van daai kulture uitbeeld. Ja. Want dit is wat mense ervaar het daai tyd. Is hierdie CP, sewende laan, days of our lives, politiek as gevolg van yours, mine and ours. Exactly. Yes. Dit was 'n messy gesin. Ja. Dit was nie die white picket fence gesin. Labrador, Boetie en Sissie. Almal kom oor die weg. Amerikaanse vlag wat wapper. Top 10. Onderskeidings links en regs. Yes. Perfek. En dit wat my nou terug na waar ons begin het met die gesprek oor ons moet nou die perfekte podcast, die perfekte preek, die perfekte Josef Ja. wees. En waar het hom gebring? Ek dink dit het hom onder baie druk gesit. Jy weet sy pa wat vir hom sê oor ons praat oor die mantel wat sy pa vir hom gee. Dis mos nou verskillende kleure, maar die feit dat die moue langer is, sê eintlik vir ons alles daar. Dan in daai tyd, dit is boerdery, nomadiese boere gewees en hulle het, ek meen die droom metafoor van die gerf wat hy bymekaar span. Yes, ja. So die feit dat hy lang moue het, almal daarso wat in die veld gewerk het kort moue, amper soos 'n tanktop situasie gedra, want jy werk in die veld, jy kort Boerbelweer. Ja, jy weet so die feit dat sy pa vir hom hierdie jasie gee is meer 'n ding van hoorie, jy gaan supervise, jy gaan manage, jy gaan staan en kyk hoe die res werk. That's nice. Jy gaan nie in die veld inkom That's nie. nice. Jy weet, jy staan Ek al het nie die besef of geweet nie. So ja, ek het dit lekker. in 'n kommentaar gelees oor hoe hierdie klere gemaak is en hierdie lang arms. Jy kan nie so werk nie. Jy kan nie so in die veld werk nie. Jesus, maar So hy het hom ook geen gunstige gedoen nie, nee. nee, dit het hom, ek dink hom 'n geweldig baie he must lived up to his reputation. Hy is 17 jaar oud en ek het nogal 'n ego gehad toe ek 17 jaar oud was. Ek het gedink ek is heel oulik. Ja. Soos wat baie mense maar doen. Yes. En hy kry hierdie droom en ek dink my vraag is, hoekom het hy gevoel hy moet hierdie van vertel vir sy boeties? Hulle weet al klaar, hulle hou nie baie van hom nie. Ja. Jy weet. Dalk is dit ek psigologiseer dit nou wat nou seker ook totaal verkeerd is want ek dink die psigologie vandag of die sielkunde vandag werk nie op dieselfde as toe nie, maar soos wat jy praat sien ek nou tipies die golden child in die familie wat 90's kry
vir wiskunde sonder om te leer of 110% kry wat ek al in na die tyd verskriklik gestres is oor gaan ek hierdie toets maak. Ja. Ek verwys nie na persone wat ek ken nie. Van hoërskool nie, maar ja. daar's 'n stuk druk in daai. En wel ek het nou gepraat van die people pleasing, maar die people pleasing by my het gemaak dat ek goed wil oor verduidelik. Ja. Ek wil dat jy mooi presies weet waar ek vandaan kom. Ja. Dat jy soos aanvaar asseblief vir my, aanvaar asseblief my opinie, want ek kom van 'n goeie plek af en jy moet eintlik sien hoe oulik en nice en daai tipe stuff is ek. Ja. So ek probeer nie lelik wees met julle nie, maar julle moet net weet julle gaan op 'n stadium vir my buig en ek gaan julle red en dit gaan goed wees. Ja, daai en die druk wat daarmee gepaard gaan. Maar hierdie mindset van dit moet perfek wees, dit moet reg wees en anders gaan en daai vrees van wat gaan die mense van my sê, wat gaan die mense van my dink. Ja. Okay, Josef was nou hy het nie daai vrees noodwendig gehad nie. Ek dink hy was taamlik half nogal geglo. Ja, ek dink hy was naïef. Hy is die golden child. Ja. En hy het hierdie goed gedoen en kyk wat het gebeur. En okay, dan kan ons nou kom by sy broer se optrede. Was hulle geregtig om te voel soos wat hulle gevoel het teenoor hom? Probably yes. Maybe. Om te doen wat hulle gedoen het? Not so much. Maar jy kan nie... Alhoewel, is dit nie ook 'n tipiese reaksie vir daai tyd nie? Ja, in die konteks van die tyd was dit. In die konteks van die tyd is soos, goed, hier's 'n issue, dis nie ons wat dit uitsort nie, dis hierdie Ismaelite wat dit gaan uitsort. Ja. Wat natuurlik ook weer 'n verwysing terug is na Abraham se ander kind, which is nice. Maar ja, so dis nie hulle nie, dis hierdie ouens. En as hy nou doodgaan along the line, then so be it. Ja. Problem sorted. Ja, en hulle maak 'n geldjie uit die deal uit. Ja. En die drastiese verskil tussen hoe Jakob na hom gekyk het, die manier wat Jakob hom gesien het en die manier wat sy broers hom gesien het. En almal anders for that matter. Hoe een ou hierdie ou oplig, maar hoekom het sy broers nie ook gesien soos wat sy pa gesien het nie? Jy weet, hoekom waar kom daai noem dit nou maar afguns? Dink jy dis 'n lyn op 'n manier binne Israel? Of binne die Jodendom daai tyd? Ja, daar was, noem dit nou maar, jy kan seker kompetisie noem, maar kyk selfs toe die ryk geskeur het. Hoe judgmental Juda en Benjamin is teenoor Israel in die noorde. Ja. Ons is beter as julle. Ja. En ek dink die ding van as iemand so opgehef word, dan is daar hierdie ding van maar ek gaan nooit so goed kan wees nie. Ja. En omdat ek nooit so goed kan wees nie, dan gaan my pa sal nooit so lief wees vir my nie, want ek gaan nooit so goed kan wees soos wat daai ou is nie. Kyk hoe perfek is hy en sy, en dan word dit 'n ding van afguns. Ja. Maar om jouself daarvan te kan losmaak, ek dink dit hoe anders die storie sou gewees het as sy broers was soos great, mooi vir jou. Nee. Ek dink dit sal sterkte. Ek dink is baie druk vir jou om so te reageer. Ek dink hierdie teks raak so relevant vir ons tyd. Ja. Want ek dink ons is al meer in 'n tyd van die paai is net so groot. Daar's net soveel vir my, soos jy hierdie kry is daar nie genoeg vir my nie. So limited goods tipe situasie en ek het vroeër in 'n ander gesprek het ek vir Morney vandag iets verwys van comparison is the thief of joy wat Brené Brown gesê het. En dit is regtig hierdie oor maar as my jonger boetie uitstaan wat teenoor die eer van daai dag is, dan waar's my eer? Waar's dit wat my toe kom?
En ek dink ons lewe is nogal vandag ook so gekeer. Ja, In terme van wie die promotion gekry, watter land is Ja. die sterkste. Ja. Ja. en die kompetisie. Yes. Dis top 10. As jy 11de is met 0,001% is jy uit. Of toe ek op koshuis was, het hulle gesê second sucks. Soos as jy as jy tweede kom, is jy die eerste verloorde. Ek wou nou net dit sê, Ja. jy weet die ou wat Formule 1 racing gaan doen. As jy gaan luister aan die einde van 'n Grand Prix, dan kom die team radio op en dan kan jy inluister tussen Yes. die ou in die cockpit en die span. En die ou wat wen is over the moon. As hy die volgende week tweede kom, is hy woedend en kwaad en dis hartseer en dit was nie 'n goeie dag nie. En hoe onrealisties dit eintlik want jy is. kan ook nie altyd die wenner wees nie. Jy Daar weet- gaan in die lewe iemand wees wat beter is as jy. Kinders wat vandag kan nie Sondag kerk toe kom nie want ek het LO ekstra klasse. Jy weet. Ja. Dis baie druk en ek dink wat dan baie keer gebeur is, dan kom jy op universiteit en dan overcorrect jy na die ander kant om te sê maar ek het nou gesuffer Ja. onder die druk en So nou wil ek net bietjie laat gaan. ja en dan Of hier's nou free rein want daar's nie iemand wat oor my skouer loer nie. ja. En ongelukkig is dit maar so dat ek dink nie dit word makliker of beter nie. Daar's ook 'n grootste kompetisie vandag oor met wie dit die swakste gaan. Jy weet wie die moegste is, wie die hardste werk. Jy dink dit word ook sy eie tipe status, né? Nee. Ja. So ek dink ons kan baie met hierdie storie relate. Ek het eerlik nie gedink dis waar ons gaan nie. Ek ook nie. Ek het op pad hiernatoe in my kop al 'n idee gehad, maar Kyk, ek ek weet wat 'n rooi pet met Trump te doen het, maar ek het nie geweet wat Josef se jas met Trump te doen het. Ja. Ek dink dit is dalk iets wat ons miskien maar bietjie meer kan afsluit, is die wonderlike ding dat in 'n gesprek oor God se woord, dan vat dit jou na plekke toe waar jy nodig het om uit te kom. Ja. Of jy dit nou beplan, of nie. Jy weet, ek hoop dat die mense wat hierna luister, hoor wat hulle nodig het om te hoor. Yes. En ek waardeer die gesprek. Ja, dankie vir die gesprek en dankie vir die tyd wat jy geleë geneem het om hierna te luister. Baie dankie. Is Ons praat weer. Bye bye.